weduwee van Sarfat, as ek in Elisa se tyd, die vrou wat haar lewende dooie teruggekry het, as ek in die weduwee van Nain, swak vrouens, wat die onmoontlik van God afkry, om 'n kind uit die dood uit te kry. 'n Kind uit 'n dwelmverslawing, 'n kind uit 'n onrein verhouding. Dis wat hulle gedoen het. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood uit. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie. Hulle kies eerder om swaar te kry, as om toe te gee. Nou sê die mense wat nou slim is hieroor, wat nou navorsing gedoen het hieroor, sê dat dit was waarskynlik die tyd gewees, die 300-400 jaar, tussen die Ou en die Nuwe Testament, onder Antiochus Epiphanes was die groot leier gewees. En daar sekere dinge gebeur. Ander gelowiges, vers 25 in die tweede gedeelte, ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie, en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, soos Jeremia, selfs boeie en gevangenskap, en Elias in 'n modderput ingegooi, waar hy baie swaar gekry het. Gelowiges is met klippe doodgegooi. Dink maar net aan Stefanus in die Nuwe Testament. Hulle is in stukke gesaag. Ons weet nie van wie praat hulle hier nie, maar daar's 'n legende gewees onder die Israeliete wat sê Jesaja is in stukke opgesaag gewees. Of die skrywer Paulus wat hier skryf van Jesaja praat, weet ek nie. Maar hy sê wel, gelowiges uit mekaar uitgesaag, in stukke gesaag. En met die swaard vermoor. Hulle het rondgeverf in skaapvelle. Dink maar in Elia, dink maar in Johannes die Doper. En in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Kom ons stop net 'n oombliekie. Hier is gelowiges in die Nuwe Testament tyd wat beroof word van hulle besittings. Wat moet jy doen? Dan skryf die Bybel, die skrywer van die Hebreërs sê hy, dit is nie vreemd nie. Kyk wat met julle gebeur het ook al lankal met ander gebeur. Hulle het getrou gebly, bly jy ook getrou. Dit is maar interessant, as Paulus dan hier skryf, dan vertel hy nie van name en climate en prosperity gospel en al die tipe van goeders van goed dat met jou sal gaan en hoe jy bly dit maar net in die naam, eis dit maar net op. Nee, hy vertel en sê, die geestelike pad is vol uitdagings. Dit is 'n nou, smal pad. Dit is styl. Min kry dit. Jy moet jou kruis opneem en jy moet sterf in jouself. En dis baie nader aan die werklikheid van Christen wees. Ek dink elkeen van ons weet ietsie daarvan, van wat dit beteken. Die prys van gehoorsaamheid. En nou vertel hy, dan sê hy vir hulle, dit is nie vreemd nie. Dit het gebeur. Die wêreld was hulle nie werd nie. Geen erkenning van die wêreld afgekry nie. As jy eenvoudig by hulle verby gegaan, hulle is geïgnoreer. Die wêreld was hulle nie werd gewees nie. Die wêreld gee nie vir hulle erkenning nie. Maar daar's een wat raak sien. En gaan lees dan maar die laaste versies van hoofstuk 10. Ons is by hoofstuk 11. Gaan lees die laaste versies van hoofstuk 10. Dan sê hy,
Moenie ophou in jou lyding nie. Bly volhard. Die beloning kom. Die erkenning kom. En partykeer kom dit in hierdie lewe al. Maar partykeer word dit vir jou gebeure. Daar waar dit nie oud word nie. Daar waar dit nie verweer nie. Daar waar dit vir altyd is. Hoe meer die Here in sy goedheid gee in hierdie lewe en in die lewe hierna. Dat dit wat daar vir ons gebeure word in die ewigheid, is kosbaar, dit kom niks oor nie. Petrus sê, dit verblyk nie, dit vervaag nie, dit raak nie uit die bode uit nie, dit word nie oud nie, dit bly vars. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge, en het in grotte en gate in die grond gelewe. As het die 100 disciples en Elisa's, 100 profete in Elias' tyd, wat daar in die grot moes gebly het, wat hulle deur die man versorg is, wat hulle gelowig was. Die vals profete het in die Sebel se tafel gesit, terwyl die ware profete in die grotte moes gewees het. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge, het in grotte en gate in die grond gelewe. En hoewel daar oor hulle almal vanweë hulle geloof met soveel geloof getuig is, mense kyk terug en sê, kyk wat het Elia gedoen, kyk wat het Moses gedoen, kyk wat het Dawid gedoen, kyk wat het Abraham gedoen. En hoewel daar oor hulle almal vanweë hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Hulle het sekere beloftes op aarde gekry. Abraham byvoorbeeld, aan hom is beloof, jy sal 'n nageslag hê. En hy het die belofte verkry van Isak wat gebore is. Maar elkeen van hierdie gelowiges, hoewel hulle nie dieselfde insig het as wat ons nou het nie, het iets verstaan van 'n belofte wat God maak, van 'n ewige heerlikheid wat kom. 'n God wat sy seun stuur, wat van sondaars gelowiges maak, van sondaars heiliges maak. En daarom was hulle bereid gewees om hulle lewe te gee. Hulle het nie verstaan soos dit ons verstaan alles nie, maar hulle het genoeg verstaan om bereid te wees om hulle lewe te gee. Nou as hulle bereid was om dit te doen, hulle wat so min verstaan het, wat van ons? Hoeveel moet ons dan nie gehoorsaam wees nie? En hoewel daaroor hulle almal vanweë hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. En dan sê hy, omdat God vir ons, eers praat hy van hulle, dan praat hy van julle, dan kom hy en sê hy, ons. Omdat God vir ons iets beters beoog het. Paulus sluit homself hierby in. Hy wat pak slaag gekry het, hy wat met klippe gegooi is, hy wat verraai is, hy sê, God het vir ons iets beters beoog. Sodat hulle nie sonder die volleinding, sonder ons die volleinding sou bereik nie. Volleinding, die volheid van alles. Al daardie gelowiges in die verlede, almal wag. Openbaring sê vir ons, die heiliges roep en sê, hoe lank nog? Hulle wag. Waarvoor wag hulle? Dat ons saam met hulle kan deelneem en aan die bruilofsmaaltyd van die lam kan gaan sit en ewige heerlikheid kan kry. So kom Paulus en sê vir die mense van die Jode van die Hebreërs, moenie moedeloos raak nie. Het is moeilike omstandighede, bly getrou. Hy gebruik oorsigtig, omdat hy wil hê
Ons almal moet daarbij ingesluit word. Jy is mos deel daarvan. Rus in die Here, vertrou op hom, ongeag aan wat jou te beurt val. Amen. Ons weet nie, maar ons weet, Here, dat ons partykeer ervaar. Wat ons voel is nie reg nie, dit is nie billik nie. Dit is onregverdig. Ek verdien nie so iets nie. Hierdeur wil hy ook vir ons genade gee om te rus. Maar hy wil ook vir ons die geloof gee om u te vertrou, om die onmoontlike te doen. U sê nie sonder rede vrouens het hulle dooies teruggekry nie. As u nie net sulke groot wonders vir ons wil doen nie. Help dan vir ons, Here, ons oë op u gevestig te hou, van u genade te ontvang. Dus dankie vir die paar sonskyn dae wat die afgelope paar dae verby is. Dus dankie vir geleenthede om te kan aangaan met werk. Dus dankie dat ons as gemeente by mekaar kan wees. So vra dat u verder met ons sal gaan asseblief. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek gaan die seën uitspreek, daarna sing ons lied. Dan gaan ek af onder toe beweeg, die verjaarsdag doen, en dan hou ons vergadering. Almal is welkom. Sal bly wees as elkeen hier is en elkeen 'n inset lewer. Ontvang nou die seën van die Here. Ons bid, Here, vir u genade, vir u liefde, vir die Heilige Gees. Amen.